Goeiemôre. Jy luister na die tweede oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is: een leerder aan 'n ander. Aan die begin van die reeks, aan die begin van die jaar, wil ek my posisie verduidelik wat hierdie reeks betref. Want daar is 'n paar veronderstellings wat nog nie uitdruklik gestel is nie. 1. Ek is 'n leerder in hierdie reis om die son en nie 'n leermeester nie. Die feit dat ek die aanbieder van 'n reeks soos hierdie is om my klasnotas met julle te deel terwyl ek na verskeie leermeesters luister. So C.S. Lewis dit gestel het in sy Reflections on the Psalms. I write for the unlearned about things in which I am unlearned myself. If an excuse is needed, and perhaps it is, for writing such a book, my excuse would be something like this. It often happens that two schoolboys can solve difficulties in their work for one another better than the master can. When you took the problem to a master, as we all remember, he was very likely to explain what you understood already, to add a great deal of information which you didn't want, and say nothing at all about the thing that was puzzling to you. I've watched this from both sides of the net, for when, as a teacher myself, I've tried to answer questions brought by my pupils, I have sometimes, after a minute, seen that expression settle down on their faces which assured me that they were suffering exactly the same frustration which I had suffered from my own teachers. The fellow pupil can help more than the master because he knows less. The difficulty we want him to explain is one he has recently met. The expert met it so long ago that he has forgotten. He sees the whole subject by now in such a different light that he cannot conceive what is really troubling the pupil. He sees a dozen other difficulties which ought to be troubling him but aren't. Veronderstelling 2. Om 'n volgeling van Jesus te wees, het eweveel te doen met hierdie lewe as die lewe hierna. Soos 'n vriend van my dit stel, ek glo nie alleen aan lewe na die dood nie, maar ook lewe voor die dood. Ons spiritualiteit, ons lewe saam met God, het alles te doen met elke liewe dag van my lewe hier, nie alleen die lewe van eendag in die hemel nie. Die uitnodiging in Johannes 10 vers 10 van Jesus, waarna 'n ander vriend van my verwys as 'n 10 uit 10 lewe in Christus, is om 'n lewe van oorvloed in die Here te leef. Hoe verstaan ons 'n lewe van oorvloed? Dit bring my by die derde veronderstelling. 3. Die lewe gaan oor beide die kruis en die opstanding. Dit gaan oor trane en lag, mislukkings en sukses, konflik en vrede, terapie en strategie. Jy kan nie kies tussen die twee in hierdie lewe nie. Soms kom daar tye in jou lewe wat jy net moet oorleef, voordat jy weer kan leef. 'n Lewe van oorvloed sluit nie lyding uit nie. M. Scott Peck begin sy merkwaardige boek The Road Less Travelled met hierdie woorde: Life is difficult. Ja, die lewe is gevul met moeilike tye, vir elke liewe een van ons. Elke een van ons sal ergens hartseer op ons lewenspad moet verwerk. Teleurstellings, lyding, onverdiende lyding, trane, rou en ook die dood van 'n geliefde. Elke liewe een van ons. Peck sê, sodra ons aanvaar dat die lewe moeilik is, berus ons daarby, is ons nie meer in opstand daarteen nie. En kan ons aan strategieë begin werk om ons probleme en uitdagings en hartseer te oorkom, te verwerk en daardeur, nie noodwendig daarsonder nie, maar daardeur 'n lewe van oorvloed te leef.
Daar is in my opinie twee teenoorstaande pole, waarvoor ons versigtig moet wees. Die een is dat ons vasval in lyding en seer kry, gevangenes word van gister, verslaafdes aan die verlede, sonder om oorwinnend nuwe lewensstrategieë te ontwikkel, waar ons oorwinnend daaroor kan leef. Ons denkpatrone fyn analiseer en ons visie van wat lewe is. Ek het gesien dat selfs die dood van 'n geliefde ons nie weerloos maak nie, want die Here het vir ons 'n weg daardeur gebreek na oorwinning en lewe en vrede en geluk. Dit klink ondenkbaar. Weereens, ek is die leerder agter in die klas, maar die getuienis van honderde mense het dit aan my bevestig. Wat is die ander pool? Dit is om te leef asof daar geen lyding in hierdie lewe is nie. Geen swaar kry het 'n plek nie, daar's geen trane nodig nie. As hierdie dinge op jou pad kom, is daar groot fout met jou of met jou geloof. Daar is selfs 'n skool van life coaching wat my hieraan herinner, dat die ganse lewe daaroor gaan om die volgende groot doel te bereik, die volgende miljoen te maak, en dat die doel van die lewe 'n ekspansiewe aangeleentheid is, as ek die aaklige woord kan gebruik, expansive, die hele tyd. Sukses word gemeet aan die dun bandwydte van wat lewe behels, finansiële en materiële sukses. Daar is 'n gesegde, as geld jou nie gelukkig maak nie, weet jy nie waar om te shop nie. Op 'n manier is dit vir my snaaks, maar tegelyk is dit 'n leuen reguit uit die vuurherd van die duiwel. Jy kan jou lewensdoel op aarde nie koop nie. En jy sal dit ook nie by 'n winkel kry of in Mammon se glinsterende paleis nie. Jesus waarsku ons in Lukas 12 vers 15. Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. En hoe maklik val ons nie daarvoor en soog voor Mammon se uitnodigings nie. Dus, die evangelie van Jesus beloof 'n lewe van diepgaande vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat nie bepaal word deur eksterne welvaart of die afwesigheid van probleme nie. Soos Paulus dit meesterlik en getrou stel, ek weet wat dit is om min te hê, en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy, om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Filippense 4 vers 11 tot 13. My pa se gunsteling gesegde sal my altyd bybly. 'n Gesegde wat hy van Paulus geleer het in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8. Wat wel 'n groot wins is Godvreesendheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Geldgierigheid, skryf hy voortaan, is die wortel van alle kwaad. Rykdom lê in die breë, oneindig breë en ewe diep bandwydte van geestelike rykdom, karakterontwikkeling en saamwees met God, geliefdes en 'n geloofsgemeenskap. Dit lê in die besef van jou lewensroeping en die uitleef daarvan. Elke draai wat ek om die son mag reis. Spirituele dissiplines soos gebed, voorbidding, bestudering van die skrif, onderskeiding en gemeenskap met God en ander gelowiges. Dit is die valuta wat ons diepste lewenswaarde befonds. Die beleggings wat ons hier maak, sal nooit bankrotskap sien nie, en die dividende sal altyd bly uitbetaal. Die vierde en laaste veronderstelling is dat ons lewens oopeindes het. Ja, ons het wysheid nodig om te weet wanneer ons terapie nodig het, of wanneer ons 'n nuwe strategie nodig het. Daar is tye wanneer ons nodig het om in ons dop te kruip, selfs opgekrul te lê, terwyl ons wonde verbind word, terwyl ons wonde mag lek, terwyl ons treur, herstel en genees. Dit is 'n terapeutiese benadering, en dis geldig en waardig en nodig.
Ons word siek. Ons is soms swak. Ons word ouer en oud. Maar ons het groot wysheid nodig om te weet wanneer ons moet opstaan, die gordyne ooptrek en die toekoms tegemoet loop met nuwe planne en strategieë. Ons lewensroeping wat God oor ons lewe uitgespreek het en in ons harte ingefluister het, trek ons vorentoe na 'n nuwe begin of nuwe beginne, nuwe horisonne, na 'n koninkryk van God wat komende na hierdie wêreld is en die ontsluiting van die altyd nuwe gawes wat die Gees ons gee. Niks is gedetermineerd nie. Die lewe is 'n oop uitnodiging. Selfs al sou ek slegte tyding kry, soos my liewe ouma Richards, dat sy maar maande oor het om te leef, het sy gesê, ek is reg om te gaan my kind, maar tannie Betty moet my net eers vat vir my nuwe skoene en my nuwe bril. Of soos Langenhoven dit gestel het, as ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag, ek het hom by sy werk gekry. En daarmee bedoel Langenhoven, die werk wat die Here my gegee het om te doen. Kom ons bid saam. Here, gee my die kalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed om te verander wat ek wel kan. En die wysheid om tussen die twee te onderskei. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.